Goeiedag, liewe vriende. Ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel. Wat is Christelike leierskap? Hoe moet 'n Christelike leier lyk? Wat moet hy wees? Daar is geen beter voorbeeld vir Christelike leierskap as ons Here Jesus Christus nie. Hy verklaar in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Dit is binne hierdie vers dat ons die perfekte beskrywing van 'n Christelike leier sien. Hy is die een wat optree as 'n herder van daardie skape in sy sorg. Toe Jesus na ons as skape verwys het, het hy nie in liefdevolle terme gepraat nie. In werklikheid tel skape onder die domste diere in die skepping. 'n Verdwaalde skaap steeds binne hoër afstand van die trop raak so gedisoriënteerd, verward en bang, dat hy nie in staat is om sy pad terug te vind na die trop nie. Hy is nie in staat om hongerroofdiere af te weer nie. Daarom is die verdwaalde skaap miskien die hulpelooste van alle wesens. Of ons daarvan hou of nie, toe Jesus ons sy skaap genoem het, het hy bedoel dat sonder 'n herder is ons hulpeloos. Die herder is een wat verskeie rolle in die lewe van 'n skaap speel. Hy lei, hy voed, koester, troos, korrigeer, beskerm. Ons kan nog baie by hierdie lys voeg. Die herder van die Here se kudde lei deur godsaligheid en geregtigheid in sy eie lewe te modelleer en ander aan te moedig om sy voorbeeld te volg. As kind van God is en moet ons natuurlik 'n voorbeeld wees van die een wat ons volg, naamlik Christus self. Die apostel Paulus het dit verstaan. Hy skryf vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers soos ek dit van Christus is. Met ander woorde, die Christelike leier is een wat Christus volg en ander inspireer om hom ook te volg. Baie keer inspireer ons voorbeeld meer as ons woorde in hierdie lewe. Die Christenleier is ook soos die herder wat sy skape na die beste weelige weivelde lei, sodat hulle gevoed kan word. Met ander woorde, hy moet die kind van God lei na die woord van God. Hy moet die skaap kos gee, sodat die skaap sal groei en floreer. Die Bybel en die sielkunde of die wêreldse wysheid is die enigste dieet wat gesonde Christene kan voortbring. Deuteronomium 8 vers 3 sê, die mens lewe nie van brood alleen nie, maar die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Die Christenleier vertroos ook die skape, verbind hulle wonde en wend die balsem van deernis en liefde aan. As die groot herder van Israel het die Here self gesê in Esegiel 34 vers 16, die wat verlore is, sal ek soek, en wat weggedryf is, sal ek terugbring, en wat gewond is, sal ek verbind, en die siek is, sal ek versterk. As Christene in die wêreld vandag lei ons gees baie beserings en ons het deernisvolle leiers nodig wat ons laste saam met ons sal dra. Te simpatiseer met ons omstandighede, geduld teenoor ons aan die dag te lê, ons aan te moedig in die woord en ons bekommernisse voor die Vader se troon te bring in gebed. Net soos die herder sy staf gebruik om 'n dwaalskaap terug te bring in die kraal, net so moet die Christenleier diegene in sy sorg korrigeer en dissiplineer wanneer hulle dwaal, sonder haat of hoogmoed in sy gees. Skryf Paulus vir ons in Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Regstelling of dissipline
is nooit 'n aangename ervaring vir enige van die partye nie. Maar die Christenleier wat op hierdie gebied misluk, toon nie liefde vir diegene in sy sorg nie. Spreuke 3 vers 12 sê vir ons, die Here tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Daarom moet die Christenleier sy voorbeeld volg. Die finale rol van die Christenleier is die van beskermer. Die herder wat hierdie rol ignoreer, kom gou agter dat hy gereeld skape verloor aan roofdiere wat rondom hom en soms tussen sy kudde rondbeweeg. Die roofdiere vandag is diegene wat probeer om die skape weg te lok met valse leerstellings wat die Bybel afmaak as eienaardig en oudstyds, onvoldoende, onduidelik of onkenbaar. Hierdie leuns word versprei deur diegene teen wie Jesus ons gewaarsku het. Hy skryf in Matteus 7 vers 15 en 16, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Ons leiers moet ons beskerm teen die valse leringe van diegene wat ons weglei van die waarheid van die skrif en die feit dat Christus alleen die weg van verlossing is. Johannes 14 vers 6 ken ons so goed. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek wil afsluit deur iets wat John MacArthur geskryf het. Hy sê, under the plan God has ordained for the church, leadership is a position of humble, loving service. Christian leadership is a ministry, not a management. Those whom God designates as leaders are called not to be governing monarchs, but humble slaves, not slick celebrities, but laboring servants. Jesus himself gave us the pattern when he stopped to wash his disciples' feet, a task that was ceremonially done by the lowest of slaves. If the Lord of the universe would do that, no church leader or even Christian leader in business or where you are has the right to think of himself as a bigwig. Met ander woorde, wat is Christelike leierskap? Dit is om die beeld van Christus uit te dra, tydig en ontydig, orals waar die kind van God gaan, met of sonder woorde. Voeg die dade by die woord. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.